het eintlik klaar gemaak met die Kanaaniete, maar daar was nog goed wat my geplaat en waarmee die Here my besig gehou het. So hierdie is so 'n laaste opvolg van die Kanaaniete. Nou terwyl ek met die reeks oor die Kanaaniete besig was, toe dit duidelik geword dat bose geeste waarvan ons gepraat het, is nie net beperk tot die geestesriem van die mens nie. Die mens is gees en siel en liggaam, en hierdie drie is onlosmaaklik deel van mekaar. Solank ons in ons vorm van vlees en bloed op aarde bestaan, is hierdie drie deel van mekaar, en dit is, jy kan nie die een losmaak van die ander een, en dan sê dat 'n gees net in die een sal werk, maar nie in 'n ander een nie. As 'n bose gees toegang het tot die een, dan sal hy kyk hoe ver hy toegang kan kry tot die ander ook. Nou as ons net vir 'n oomblik terugreflekteer op twee van die bose geeste wat ons behandel het in die Kanaaniete, naamlik Leviathan en Jeshimon, en dan het ons gesien dat daardie twee het 'n baie spesifieke manier van werk. Hulle werk in die sielsdimensie van die mens, maar hulle het 'n sekere werking, hulle het 'n sekere taak wat hulle verrig. En Leviathan is die vors van die weste, en die weste is ook die vesting van kennis. Dit is waar jy die kennis van goed en kwaad kry. Daar kry jy ook die intelligensie van die mens, en dis jou vermoë om te redeneer. Dit kry jy in die weste. Daardie vors is Leviathan, en hy is ook die vors agter trots en hoogmoed in 'n mens se lewe. Jeshimon aan die ander kant is weer 'n plek van totale verlatenheid, van steriliteit, 'n plek waar geen lewe moontlik is nie. Hy staan in die suide. Vir hom is daar nie lewe moontlik nie in die gees nie, en ook nie fisies nie. En ek het eintlik vinnig genoem dat Jeshimon is die gees wat die oorsaak is agter kinderloosheid. Indien die gees van Jeshimon werkend is in iemand se lewe, dan kan daardie persoon geestelike doodsheid ervaar. Daar's nie geestelik lewe nie. Maar in die fisiese liggaam is daar onvrugbaarheid. So daar gebeur iets in die gees, maar in dieselfde area, in dieselfde afdeling gebeur daar dan iets in die fisiese liggaam gebeur dan ook. En as ons nou weer kyk na Leviathan, hy het weer met hierdie dinge het hy niks mee te doen nie. Hy het nou weer niks met daardie aspekte te doen nie. Hy konsentreer weer op die brein. Dit is die sentrum van denke en die sentrum van intelligensie, en dit is ook waar ons trots en hoogmoed gesetel is. En Leviathan, as hy jou gees in die hande kan kry, waar hy dan opereer in jou kop, in jou denke, dan sal hy natuurlik ook toegang kry tot die fisiese brein. Hy gaan tot die fisiese, liggaamlike brein, gaan hy ook toegang kry. Nou, as hierdie twee geeste op daardie manier werk, wat van al die ander? Dan is daar mos meer van hierdie goed betrokke in ons fisiese welstand. Nou, die Here het my 'n tyd lank hiermee besig gehou, en toe het hy my gevat na 'n bekende gedeelte in Matteus 12 vers 22, lees ons: Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was na hom gebring, en hy, dit is Jesus, het hom gesond gemaak, sodat die blinde en die stomme kon praat en sien. Nou, in hierdie geval is dit baie duidelik dat die oorsaak van die man se blindheid en stomheid was 'n bose gees gewees. Nadat die bose gees toe nou uit was, Jesus het hom uitgedryf, toe raak die man gesond, hy is normaal. En nou kom die fariseërs met 'n stelling in vers 24. Maar toe die fariseërs dit hoor, sê hulle: Hy, dit is Jesus, dryf die duiwels uit nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Nou, weer eens moet ek sê, ek is so dankbaar vir hierdie fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle het moeilike vrae gevra, en Jesus het hulle antwoorde gegee wat van onskatbare waarde is. As daardie mense nie daar was om werklik heeltyd Jesus te konfronteer met dinge en daardie vrae te vra nie, dan het ons vandag nie hierdie antwoorde gehad nie. So ek is so dankbaar vir daardie mense. Gelukkig kon Jesus hulle hanteer. Nou in vers 25 moet ons nou let op Jesus se antwoord. Matteus 12 vers 25. Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? Nou hier is 'n naam genoem, en die naam is Beelzebul. Ons moet vra, wie is Beelzebul? Ons moet verstaan wie hy is. Nou sy antwoord is in hierdie verse, en hy word baie spesifiek genoem, die owerste van die duiwels. Beelzebul is die owerste van die duiwels. Met ander woorde, Beelzebul het 'n bepaalde autoriteit, en onder sy autoriteit is daar duiwels wat onder sy beheer staan.
En nou sê Jesus, indien hierdie owerste sy eie onderdaan uitdryf, dan sal hy teen homself verdeeld wees. Nou gaan Jesus voort in vers 29 en dan sê hy, of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, dan sal hy sy huis beroof. Onthou, hierdie hele gesprek gaan nog steeds oor hierdie man wat gesond geraak het. Hierdie man was blind en doof en hy het gesond geraak. Dit is waaroor hierdie hele gesprek nog steeds gaan. Met ander woorde, daardie man was 'n bose gees, maar daardie bose gees wat in hom was beskerm deur die sterk man. Die sterk man is Beelzebul. Die bose gees is 'n onderdaan van Beelzebul. Dit beteken, as jy die bose gees wil uitdryf, dan moet jy eers van die sterk man ontslaa raak, sy naam is Beelzebul. Want solank hy daar is hy die owerste van daardie bose gees wat aan hom onderdanig is, en jy gaan hom nie uitgedryf kry nie. Hy gaan net bly waar hy is. Nou gaan Jesus verder, hy sê in vers 28, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Nou, Jesus het op aarde absoluut net niks gesê wat hy nie self gedemonstreer het nie. Ons kan in die evangelies gaan lees, dit is so mooi, as Jesus enige plek iets gesê het, dan het hy dit iewers, het hy dit self gedemonstreer. So wat het Jesus gedoen? Hy het deur die krag van die Heilige Gees die sterk man gebind, naamlik Beelzebul, en toe die bose gees self uitgedryf. So daar's 2 bose geeste betrokke, nie net een nie. Daardie bose gees kan nie verdryf word solank die sterk man nog daar is nie, want hy beskerm hom. Die Fariseërs het gesê, hy dryf daardie gees uit deur sy owerste. Jesus sê nee, dan gaan hy teen homself verdeeld wees, so hy kan dit nie doen nie. Jesus moet van al 2 ontslaa raak, anders is sy koninkryk verdeeld. Nou toe ek hierdie gedeelte besef, toe wonder ek, is dit nie baie keer hoekom ons vir mense bid, en hulle raak net nooit gesond nie, of hulle raak al erger, bly net waar hulle is, jy kan bid soos wat jy wil. Nou die probleem is, indien die siekte as gevolg van 'n bose gees is, dan kan jy hom nie uitdryf, voordat jy nie eers sy owerste, naamlik Beelzebul, ons het sy naam gekry, eerste bind en uitdryf nie. Dan sal jy van daardie een kan ontslaa raak. Maar jy sal nie van hom kan ontslaa raak solank sy owerste, naamlik Beelzebul, nog daar is nie. Nou moet ons gou kyk, voor ons verder gaan, na die oorsaak van siektes. Siektes het hoofsaaklik 5 oorsake. En siekte kan wees as gevolg van sonde in 'n mens se lewe. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 38 vers 3. Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Jakobus 5 vers 16 sê ook, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hierdie Jakobus 5 vers 16, die Jakobus 5, daar hele gedeelte gaan oor fisiese siekte, fisiese krankheid. Hierdie is nie siekte in die gees nie, dit is 'n fisiese siekte. En hy sê, as jy dan van jou misdaad ontslaa raak, kan jy gesond raak. So, een van die oorsake van siekte kan sonde wees. Dan is daar vloeke. Baie siektes is as gevolg van vloeke. Dit kan ontstaan weens ons gehoorsaamheid aan die Here se verordeninge, soos wat ons lees Deuteronomium 28, daar het hy die vloek en die seën het hy voorgehou. Gesê, as jy die Here dien, gaan hierdie seëninge met jou oor jou pad kom en dit sal geweldig voorspoedig gaan. As jy die Here nie dien nie, is daar 'n hele reeks vloeke wat oor jou gaan kom. Dit lees Deuteronomium 28. So baie van die siektes in ons lewe kan wees as gevolg van vloeke. Ook kan dit generasievloeke wees, met ander woorde goed wat ingebore is, wat van jou voorgeslagte afkom. Het kan ook die oorsaak van baie siektes wees. Nou dan is daar bose geeste, en bose geeste is verantwoordelik vir baie siektes in mense. En dit is weens die sondige lewe van die mens, kom daar oop deure waardeur bose geeste kan inkom, en hy kry 'n wettige houvas. Hy kry grondgebied in 'n mens se lewe. Hy val die liggaam aan, net soos wat hy die gees aanval. Die mens is gees die liggaam, hulle is in mekaar. En as hy die een aanval, gaan hy heel waarskynlik die ander een ook aanval. En dit kom deur die werking van bose geeste. En as so 'n bose gees eers ingang in 'n mens se lewe het, dan saai hy verwoesting, want dan is daar nie keer aan wat hy alles aanvang nie. 1 Petrus 5 vers 8
kan ons ook lees, hy sê daar, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hierdie verslind is soos om te vermaal, soos om op te maal en te vermorsel dat daar niks oorbly nie. Die duiwel loop rond, hy loop soek 'n plek, hy loop soek waar hy kan gaan verslind. Dan kan siektes inkom deur nalatigheid. Nou baie mense gee net letterlik nie om oor hulle gesondheid nie. Hulle lei 'n lewenswyse wat skadelik is vir die liggaam en deur daardie lewenswyse word daar gewoonlik dan ook sonde gedoen. Daardeur kom oop deure waardeur die duiwel hou vas kry. Byvoorbeeld iemand rook, maak nie saak hoeveel keer mense vir hom sê moenie rook nie, dit is sleg vir jou longe. Jy gaan longprobleme kry, uiteindelik kry jy longkanker, maar hy besluit ek sal liewer rook en aanhou met hierdie rook want dit is my besluit, dit is my keuse en dit is eenvoudig 'n siekte wat ontstaan deur jou eie nalatigheid, want jy luister nie. Dan ontstaan daar siektes. Soos daar baie siektes wat in 'n mens se lewens ontstaan, maar jy het self besluit om die siekte daar te kry deur die lewenswyse. Dan is daar ook siektes wat kom deur onvoorsiene omstandighede, deur trauma. En dit is mense wat trauma beleef en jy het absoluut geen beheer daaroor gehad nie. Daar is dinge wat met jou gebeur, byvoorbeeld jy ry ewe rustig en ewe skielik is daar 'n geweldige slag, jy's in 'n motorongeluk, jy word verskriklik beseer, jy gaan hospitaal toe en vir die res van jou lewe het jy sê een of ander gebrek of jy het een of ander probleem wat net nooit weer regkom nie. Dit is as gevolg van trauma, as onvoorsiene omstandigheid, jy het nie gesondig nie, nee. Dit is eenvoudig trauma wat in 'n mens se lewe gebeur. Hoekom? Want ons bly op 'n vervloekte aarde en solank ons hier bly, gaan dinge gebeur. Die Engelse sê altyd life happens. Nou goed, as ons as Christene siek is, dan gaan soek jy iemand om vir jou te bid. Nou, baie keer gaan soek 'n mens iemand spesifiek, want as daai oom vir my bid, gaan ek gesond word. Maar nietemin, of jy nou na iemand spesifiek toe gaan, jy gaan na iemand vir jou bid. En tog word mense wel gesond. Maar baie keer bid ons en daar gebeur niks. Die persoon raak nie gesond nie en baie keer dink ek nie dit is weens 'n gebrek aan geloof nie, want ons glo met alles wat ons het, as ons nou vir iemand bid, gaan hy gesond raak of sy gaan gesond raak en dit gebeur nie. Maar ek dink dit is regtig weens daardie geloof nie. Die Here sê hy verwag nie van ons baie nie, so bietjie soos 'n mosterdsaad, so klein geloof is vir hom voldoende, solank as dan net glo. Maar Jakobus 4 vers 3 sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Wanneer dit by geestelike sake kom, dan is daar berge inligting en daar is materiaal beskikbaar en die een sê dit en die ander een sê dat en dan is daar 1000 oorsake en daar's lyste en lyste van siektes en die een bid op hierdie manier en die ander een dat en so hou dit aan en uiteindelik is 'n mens so vasgedraai in al hierdie goed dat jy ook nie meer weet waar jy is nie. Jy weet ook nie meer om te bid nie en jy weet ook nie meer wat is die oorsaak nie. Nou ek is redelik van mening, net soos wat by die Kanaaniete is, dat dit glad nie so ingewikkeld is nie. Dit is glad nie so moeilik as wat ons dit vir ons afmaak nie. Met die Kanaaniete kyk ons na 'n sekere gedrag, ons bepaal watter gees is daar verantwoordelik, ons raak van die gees ontslaan, daar kom herstel. En dit is nie so moeilik nie, mens hoef nie 'n meestersgraad in enig van hierdie goed te hê om werklik in die gees op te tree nie. Al wat ons nodig het is 'n klein bietjie kennis en ons kry dit in die Here se woord. En so is dit ook met siektes en as die siekte nie as gevolg van 'n sonde of vloeke is nie, dan kan ons vra nou goed, watter bose gees is betrokke. En terwyl ek hieraan werk, het dit tog by my opgekom, ek moet regtig seker maak by die Here of dit wat ek hier verstaan uit die Here se woord uit en wat ek by mekaar sit, is dit my eie gedagtes, is my eie plan of is dit die goed wat die Here werklik vir my gee? En een oggend toe kry ek die skrif in Johannes 5 vers 24 en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Vers 25, voorwaar ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. En dit was 'n wonderlike bevestiging wat die Here my gee, maar selfs Josua het op 'n dag, toe hy regtig nodig gehad om seker te wees dat dit wat hy van die Here hoor is reg, en hy het mos daai vliesie uitgesit. En die Here het hom nie daarvoor kwaadlik geneem, die Here het hom werklik weer 'n keer 'n bevestiging gegee, en so het ek weer vir die Here skrif gevra, en die Here gee vir my Handelinge 17 vers 30.
En daar staan, en dit was my so lekker toe ek het gelees het, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. En albei hierdie skrifte spreek van dood of van verlorenheid, en dan het Jesus gekom en hy het lewe gebring. En dan is dit tog wat ons almal begeer, ons om in volheid in Jesus Christus te lewe. Ons hoef nie dood te wees nie. Ons kan lewe in hom. Soos wat die bose geeste op bepaalde gebiede in die geestelike mens werk, so werk daardie bose geeste in dieselfde gebied in die fisiese mens. Die fisiese manifestasies gaan anders wees as wat die geestelike manifestasie is, maar dit is in presies dieselfde gebied of die sentrum of die afdeling of hoe is dit nou ook al wil noem. Nou om te weet watter bose gees is vir wat betrokke, deel ons die liggaam op in 6 afdelings. En dit is 6 afdelings omdat ek in die Bybel 6 vorste kon vind, wat in bepaalde afdelings opereer. En inderdaad kan die mense, die hele liggaam, ek is glad nie 'n dokter, ek is nou absoluut 'n leek, maar ons kan die menslike liggaam absoluut in 6 afdelings indeel. In hierdie afdelings kan baie ander kleiner geeste dalk ook funksies hê, maar ek is van mening, en ek is nogal redelik van mening, dat indien ons die vors van daardie afdeling van ontslae kan raak, as hom kan verwyder, dan sal al sy onderdane ook sommer saam met hom uitwees. As ons terugdink aan die gees van legio, as daar volgens die wiskunde in legio omtrent 6000 is, dan het Jesus elkeen van die 6000 nie een uitgedryf totdat almal daarmee heen was nie. Hy het almal gelyktydig gesamentlik uitgedryf. Hulle het almal in die varke ingevaar. Dit was op een woord gewees en ek is van mening dat as ons die vors van die afdeling kan kry en ons kan van hom ontslaa raak, dan dryf ons sommer al sy onderdane ook uit, of ons nou weet wat hulle name is of nie, maar hulle behoort almal aan daardie vors. Dit is hulle baas. So ons vat die baas van hierdie spul, dryf hom uit en dan gaan almal wat aan hom behoort ook sommer saam. Nou, daar kan ander spesifieke geeste kan betrokke wees. Byvoorbeeld, ons het nou al geleer dat die gees van Gedara sit agter bipolêre depressie, maar hy kan ook sommer saam met Leviathan byvoorbeeld uitgedryf word. So daar kan spesifiek goed wees wat die Here aan ons geopenbaar het en hulle gaan ook in 'n bepaalde afdeling gaan hulle werk, maar hulle sal dan ook onderdanig wees aan die vors van daai afdeling. Nou, ons het al gekyk na 'n hele paar van hulle en ons het 3 van hulle in die reeks van die Kanaaniete opgenoem, maar ek gaan net vinnig deur hulle. Die eerste een is Leviathan, en dit is die vors van die weste. Hy sit agter hoogmoed en trots. Die weste is die sentrum van die intelligensie van die mens, kennis van goed en kwaad, ook van inligting en geheimhouding. Dit lê alles in daardie afdeling. En sy werking, het ons nou gekyk in die gees, maar sy werking in die fisiese liggaam het alles te doen met die kop. Met jou kop, jou breinfunksies, jou kognitiewe denke, al jou sintuie, alles wat in jou fisiese kop voorkom. En in daardie afdeling val dan jou brein, jou verstand, ore, oë, spraak, tong, neus, nek, senuweesentrum. 'n Groot deel van jou senuweesentrum sit in jou kop en in jou nek. En afwykings van siektes wat in daardie afdeling voorkom is byvoorbeeld serebraal gestremdheid, autisme, Down-sindroom, doofheid, stomheid, hakkel, beroerte, blindheid, epilepsie, senuweeprobleme. En dan is daar ook ander geestesafwykings wat in daardie afdeling voorkom. Dit is byvoorbeeld skizofrenie, psigopaat, depressie, dementia ensovoorts. Dit het alles met die afdeling van die brein te doen. En dan is daar natuurlik die neuropaaie. Dit is die fisiese neuropaaie wat in 'n mens se brein gevorm word. Dit is hoekom jy kan leer om 'n klavier te speel. Die eerste dag dan druk jy 1 noot. En na 'n jaar dan speel jy al 'n redelike liedjie en na 10 jaar dan is jy 'n konsertpianis en jy speel 'n hele klavierkonsert speel jy uit jou kop uit. En dit is omdat
daar neuropaaie is in 'n mens se brein wat gevorm word omdat jy herhaaldelik dieselfde ding oor en oor doen. Nou in die geval van om 'n klavier te speel en 'n konsertpianis te word, is daar geen sonde betrokke nie, maar hierdie goed werk presies dieselfde as jy pornografie kyk oor 'n lang termyn, word daardie neuropaaie word fisies gevorm in die brein en later kan jy nie meer van pornografie ontslaa raak nie, want jou brein se paaie is so gekondisioneer, is so gevorm dat dit 'n denke is wat permanent net aanhou. Dit hou net aan en jy raak nie daarvan ontslaan nie. Die gees van Leviathan sal daardie paaie in stand hou. So as 'n mens nie van pornografiese verslawing kan ontslaa raak nie, bind die gees van Leviathan in jou fisiese brein wat daardie neuropaaie in stand hou. Nou die brein en die kop is ook die plek van kommunikasie en dit staan sentraal tot die wese van die mens. Nou indien daardie kommunikasie afgesluit word, in ander woorde jy gaan oor tot geheimhouding, dan word daar nie gepraat oor byvoorbeeld siektes in jou liggaam nie of sonde in jou hart nie, as daardie kommunikasie afgesluit word. En dan kry daardie goed nie kans om in die lig te kom nie, en as dit nie in die lig kan kom nie, dan vind daar nie genesing plaas nie. En baie mense is 'n toeboek. Jy weet van hulle absoluut niks. Want trots en hoogmoed waarvoor Leviathan natuurlik staan, dit staan in die pad om jouself te verneder, om die geheime in jou siege, in jou wese, in jou gees en jou liggaam aan die lig te bring. Daar is trots en hoogmoed wat in daardie pad staan. En dan is die gevaar dat indien jy swyg oor probleme, fisies of geestelik, en dit wat verborge is, kom nie aan die lig nie terwyl ons hier op aarde is nie, dan gaan alles uiteindelik deur God geopenbaar word. Hy sê alles wat in die geheim gedoen word, alles wat in donker plaasvind, alles wat gaan gebeur, gaan uiteindelik geopenbaar word. As ons onsself oordeel, gaan ons nie eendag veroordeel word nie. Uiteindelik gaan alles aan die lig kom in elk geval. So ons kan net sowel nou al dit wat in geheimhouding is, kan ons net sowel nou al in die lig bring. U kan gaan lees 1 Korintiërs 4 vers 5 onder andere, daar word daarvan gepraat. Nou, Puthon het ons ook mee kennis gemaak en Puthon is die een wat die asem wat jou lewe uit jou uitpers. Hy is in oppositie met die Heilige Gees en hy sal poog om jou geestelik dood te maak. Met jou mond bely jy, maar met jou hart glo jy. Geloof is ons sleutel tot genesing, beide fisies en geestelik. En as hy daai geloof uit jou hart uit kan uitpers, as hy die asem van die Heilige Gees uit jou kan uitpers, dan raak jy geestelik dood. Maar wat gaan hy maak in die fisiese liggaam? Hy werk in dieselfde afdeling. Dieselfde afdeling in die fisiese liggaam het alles met jou asemhaling te doen, met die lewegewende suurstof wat Python gaan keer. Hy gaan dit uit jou uitpers, maar die lewendegewende suurstof moet vervoer word na die res van jou liggaam, na elke liewe sel wat daar is. En daarvoor het jy jou longe nodig, jou hart nodig, jou bloedvate nodig en jou bloed. En dit is die afdeling waar die gees van Puthon gaan werksaam wees in die fisiese liggaam. Siektes wat daaronder val is longkwale, soos tering en asma en hartkwale en hartaanvalle en leukemia en hierdie goeters, wat te maak het met die lewegewende asem wat jy oomblik na oomblik nodig het. Sonder daai asem gaan jy te sterwe kom. En die afdeling, en dit is so wonderlik dat die mense liggaam in daai afdelings ingedeel kan word. Die Here het ons gemaak, hy het al hierdie goed gemaak, en hy het die hart en die longe het hy bymekaar gesit in dieselfde afdeling, en hy het al die bloedvate daar deurgestuur, en daar alles kry suurstof, en die koolsuurgas gaan uit, en nuwe suurstof kom in, en dan vervoer jou bloed voer alles weer na die res van die liggaam toe, en dan kom alles weer terug in hierdie sentrum in, en dit is waar die gees van Puthon gaan werk. As 'n mens hartprobleme het, en asma en daardie goeters, kom ons bind die slag die gees van Puthon, wat daarmee te maak het. Dan die volgende een wat ons ook mee kennis gemaak het, was Jeshimon. Jeshimon is die vesting van die suide, en hy is 'n absolute steriele plek. Dit is 'n woestynlewe. Hy weerstaan alle vorm van lewe. Daar kan geen nuwe lewe ontstaan nie, want dit is 'n dooie steriele plek. En hy hou mense in waterlose plekke. In Jeshimon is nie water, ja, daar is nie erdou nie, daar is net niks. En hy hou jou in 'n waterlose plek, sodat daar geen geestelike groei kan kom nie. Daar kan absoluut net niks groei in daai plek nie. En in die fisiese liggaam
beveg die gees van Jeshimon vrugbaarheid in die afdeling van voortplanting. En in daardie afdeling kry 'n mens dan die geslagsorgane en daaronder val dan die hele afdeling en weer 'n keer het die Here die mens so gemaak en daai hele afdeling het hy bymekaar geplaas in die fisiese liggaam. En dit is die eierstokke, die baarmoeder, die prostaat, die testikels, borste en alles wat met voortplanting te maak het is in daai afdeling. Nou in daardie selfde afdeling is daar ook twee belangrike hormone wat vervaardig word en dit is estrogen en testosteroon. En dit is die twee hoofhormone wat jou manlikheid en jou vroulikheid, jou godgegewe geslag ontwikkel en bepaal. Dit word daar vervaardig in daardie afdeling. Nou, indien kinders gemolesteer of verkragt is en daar kom 'n wond deur die trauma, dan kry die gees van Jeshimon 'n houvas op die liggaam, die fisiese liggaam. En dan val dit die hormoonproduksie aan en dit sorg vir wanbalanse. En daardie wanbalanse of onderproduksie maak mense dan aangetrokke tot die mense met dieselfde geslag, want daardie geslag wat jou godgegewe geslag word nie ten volle ontwikkel nie en dit word nie 100% bepaal nie. En hierdie lê in die fisiese liggaam. Die gees van Jeshimon kry ook toegang tot generasievloeke. En ook wanneer normale mense sou eksperimenteer, want in die moderne wêreld raak dit net al hoe meer en meer, en baie mense eksperimenteer met homoseksualisme, en dan kry die gees van Jeshimon onmiddellike oop deur om jou hormoonproduksie aan te val, die persoon word van hulle manlikheid of hulle vroulikheid gestroop, en daardie mense se gedrag, hulle optrede en hulle spraak, verander dit in die karaktertrekke van die teenoorgestelde geslag, omdat hulle gestroop word van daardie bepaalde godgegewe geslag. En dit is die werk van die gees van Jeshimon. Nou, die gees van Jeshimon staan alle forme van voortplanting, staan hy te. Daar kan geen nuwe lewe kom nie. Nou, mense met dieselfde geslag kan nie voortplant nie. En dit is direk teenstrydig met God se opdrag in Genesis waar hy gesê het, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde, 'n godgegewe opdrag. Nou is interessant om te sien dat Sodom en Gomorra was geleë in die suidweste kant van die dooie see. Dieselfde plek waar jy vir Jeshimon kry. Jeshimon kry op dieselfde plek as waar Sodom en Gomorra was. Ek dink die gees van Jeshimon het 'n baie groter uitwerking op die fisiese optrede van die mens as wat ons werklik tot hiertoe besef het. Nou siektes en kwale is onvrugbaarheid, miskrame, kanker in die vrouedele, prostaatkanker, geslagsafwykings, hormoonwanbalanse, al hierdie goed, borskanker, dit lê alles in daardie afdeling, die werk van die gees van Jeshimon. Nou dan kom ons by 'n nuwe een uit en dit is, sy naam is Behemoth. En ek het nie van hom geweet nie, maar ons het die Here se woord en as mens bietjie soek, dan vind jy baie dinge. Vir volledigheid wil ek net vinnig na die gees van Behemoth ook kyk in die geesteswerking, voordat ons in die vlees na hom kyk. Behemoth kry ons in Job. En dit is die gedeelte wat oor gepraat word, net voordat ons by Leviathan uitkom, net die paar verse voor dit. En in Job 40 vers 15 in die Afrikaanse Bybel, Job 40 vers 15 sê, kyk, daar is 'n seekoei. Nou in Afrikaans is hy vertaal na seekoei, sy naam is Behemoth. Baie van die Engelse vertalings vertaal hom as Behemoth. Kyk, daar is die Behemoth wat ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees. Kyk tog. Sy krag is in sy kruis en sy sterkte in die spiere van sy buik. Hier lê sy krag. Sy krag is in sy kruis en sy sterkte in die spiere van sy buik. Want die berge lewer vir hom voer en al die wilde diere van die veld speel daar. Vers 21, onder lotusbome lê hy in 'n skuilplek van, let op, riete en moeras. Lotusbome oordek hom as sy skaduwee, die rivier wilgers omring hom. As die rivier swel, word hy nie verskrik nie. Hy voel gerus, ook al bruis 'n Jordaan teen sy mond. Nou die Behemoth lyk amper soos 'n seekoei, maar dis nie heeltemal nie. Hy het baie kort bene, 'n verskriklike groot bek. Hy eet grasvlaktes op, hy drink 'n rivier leeg as jy hom net los. En sy krag is in sy buik, dit is in sy maag. En dan let op waar is hy tuis, tussen die riete en die moeras. In Engels is dit, die moeras is in Engels 'n swamp. En daar is hy tuis, dit is sy plek. Nou die riete
wat hier vertaal word as riete in die oorspronklike taal beteken dit hol van binne. So dis riete maar is hol van binne, dit is soos pype. Hierdie riete is soos pype en hy's tuis in die moeras. Nou Behemoth kry nooit genoeg nie. Vers 23 sê, hy word nie verskrik vir 'n vol rivier nie. Selfs al bruis die Here hele Jordaan teen sy mond, hy raak nie verskrik nie, hy gaan dit drink. Hierdie gees maak dat mense nooit versadig word nie, beide geestelik en vleeslik. In die gees beteken jy kry nooit genoeg ingeneem nie. En omdat dit 'n bose gees is dit natuurlik nie iets vir die goeie nie. 'n Bose gees werk altyd met slegte dinge, so dit is 'n onversadigbaarheid vir wat die wêreld bied. Nou jy kry nie genoeg van nuusberigte wat die koerante sê, jy kry nie genoeg van films nie, jy kry nie genoeg reekse gekyk nie in hierdie series en die sepies, jy kry net nooit genoeg daarvan nie. Daar's altyd tyd net vir nog ene, want jy moet weet wat nog ene is. Tydskrifte en die internet, jy hou net nooit op daarmee nie, jy bly honger vir sosiale media, jou lewe gaan om op plekke soos YouTube en TikTok en Twitter en Facebook en Instagram en al hierdie goeters, jy kry net nooit genoeg nie, jy kan vir ure en ure daar deurblaai en jy raak nie moeg daarvoor nie. Die gees van Behemoth is aan die werk. En so word die strome van gif wat die wêreld bied, word gedrink en gedrink en gedrink. Dit is leuns en is vuilheid en dit word opgeëet en die mens raak nie vol daarvan nie. Jy raak van hierdie goed nooit vol nie. Hierdie gees sit agter nuuskierigheid, want jy moet weet wat staan nog daar geskryf. As jy nou al 1000 artikels gelees het, dan moet jy weet wat sê artikel nommer 1001 ook. As jy nou al soveel sepies gekyk het, dan moet jy weet wat in die volgende episode ook aangaan, en as daardie reeks klaar is, ek sien hulle het sulke seasons, en as daardie season klaar is, kan jy nie wag vir die volgende season nie. Die gees van Behemoth is aan die werk. Nou Behemoth opereer in die mens se spysverteringsafdeling. En weer 'n keer kan 'n mens jou liggaam opdeel in daardie afdeling. En die Here het al daardie organe wat daarmee te maak het op dieselfde plek geplaas. En dit sluit dan in, die tande is deel daarvan, jou slukdarm, jou maag, galblaas, pankreas, lewer, niere, blaas, dundarm, dikdarm onder andere, al hierdie goed. En as mens nou daar dink, is jou darms nie soos holriete nie, soos pype nie, is 'n mens se maag nie soos 'n moeras nie. Dis waar hy tuis is. Nou hieronder val al die siektes wat met spysvertering afdeling te maak het. En dis nou enigiets van maagsere, galblaasprobleme, lewersiektes, nierstene, niere wat nie werk nie, dundarm, dikdarmprobleme, darmkanker, blaasprobleme, en dan onder dit val ook, omdat Behemoth kry nie genoeg nie, brassery en vetsug, obesity. Mense hou net aan en aan en aan met eet, bly permanent honger, kry nooit genoeg nie, eet nie en kry klaar nie, het hou net aan en aan en aan. Nou, Romeine noem dit 'n begeerlikheid van die vlees, 'n begeerte wat nie versadig word nie. Hy sê Romeine 13 vers 13, laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap nie, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Daardie goed is alles begeertes van die vlees en dit word gedryf deur die gees van Behemoth. Nou die beste raad amper om van hierdie gees ontslae te raak, wat net nooit genoeg kry nie, is om te vas en te bid. Want as jy vir hom nie voed nie, dan hou hy op, want dan kan hy nie verder lewe nie. Dalk is dit partykeer nodig om 'n tyd lank werklik te vas en in gebed te verkeer, want as jy vas, dan sit jy die begeerte van die vlees, wat al hierdie kos en die voedsel en al hierdie goeders wil hê. Die slim mense sê partykeer, jy moet 'n slag vas van hierdie sosiale media, selfs die sielkundiges het dit al agtergekom. Hulle sê maar, sit 'n slag jou selfoon op sy so vir 3 dae, vas 'n bietjie, dit sal weer beter met jou gaan. As 'n mens ophou om vir Behemoth te voed, dan kry hy nie kos nie en dan gaan hy al hoe kleiner en kleiner word. Nou, volgende een is Adoni-Bezek. En toe is in die lesing van die Ferisiete gepraat, toe het ons vinnig van Adoni-Bezek gepraat, maar nie in detail nie. Nou, op daardie stadium het ek nie sy werking in die liggaam van geweet nie. Ek dink die Here het dit vir my toegehou op daardie stadium, want dit was nou eers nodig gewees. Nou, ons kan van hom lees in Rigters 1 vers 4.
En toe Juda optrek, het die Here die Kanaaniete en Feresiete in hulle hand gegee, sodat hulle 10.000 man van hulle by Besek verslaan het. En hulle het Adoni-Besek aangetref in Besek en teen hom geveg, en die Kanaaniete en Feresiete verslaan. En toe Adoni-Besek wegvlug, het hulle hom agterna gejaag en hom gevang en sy duime en groot tone afgekap. Wat hulle aan hierdie koning gedoen het, ek dink onwetend van waar hy vandaan kom, was deur sy duime en sy groot tone af te kap. En dit is presies dieselfde wat hy, Adoni-Besek, aan 70 ander konings ook gedoen het. Nou hierdie was sy modus operandi gewees, dit is hoe hy gewerk het. Nou die geskiedenis sê vir ons dat die syfer 70 is heel waarskynlik 'n ronde getal. Dit kon bietjie meer of bietjie minder gewees het, en wat die geskiedenis ook sê, dit is baie onwaarskynlik dat jy 70 konings op een plek sou kon aantref. Met ander woorde, hy het konings met tyd. Was dit sy optrede gewees wanneer hy 'n koning gevange geneem het. En hy het uiteindelik omtrent al 70 het hy al gevange geneem op hierdie manier. En as hy dan so 'n koning kry, dan kap hy sy duime en sy groot tone af. Nou as dit gebeur, dan kan jy, as jy nie 'n duim het nie, kan jy regtig meer iets optel nie. Jy kan iets ook nie meer vashou nie. En jy is heeltemal van balans af as jy nie 'n groot toon het nie. Jy is van balans af. Jy loop met moeite, maar as iemand jou net 'n stampie gee, dan gaan jy heel waarskynlik val, want jy is heeltemal van balans af. Iemand sonder 'n groot toon kan nie hardloop nie. Jy sal met 'n baie groot gesukkel sal jy probeer hardloop, maar jy gaan nie gehardloop kry nie. En in die antieke tyd was dit geweldig, want in die antieke tyd kon so 'n koning glad nie meer 'n swaard hou vas nie, en hy kon nie meer uittrek in die geveg nie. Hy was net eenvoudige invalide gewees, alhoewel hy net sy duime en sy groot tone verloor het. In Rigters 1 vers 7 lees ons, daarop sê Adoni-Besek, 70 konings met afgekapte duime en groot tone het onder my tafel krummels opgetel, soos ek gedoen het, so het God my vergeld. En hulle het hom na Jerusalem gebring, en daar het hy gesterwe. Nou in die gees, is sulke mense met afgekapte duime en groot tone, as hierdie gees opereer, in die gees, is sulke mense afhanklik van ander mense, want hulle glo hulle self is tot niks in staat nie. Nou om onder iemand se tafel te sit en krummels op te tel, is om jouself te verkleineer, en jy is maar tevrede met hierdie bietjies wat jy kan kry. So iemand sal ook nie sy eie wingerd plant nie, want hy loop moeilik. Hy pluk ook nie meer sy eie vrugte nie, want hy kry nie gevat nie. Jy voel jouself te gering om die Here se woord, om die swaard van die gees op te tel en self in die gees te veg. Iemand anders moet dit vir jou doen. Jy lewe van ander vrugte, want self het jy niks. Jy is tevrede om met daardie bietjies wat jy kry reg te kom. Sulke mense moet 'n leeftyd lank geestelik gevoer en gehelp word. Wat sê Paulus? Hulle is nog steeds babas in die gees, nog nooit tot volwassenheid gekom nie. Hy moet maar nog steeds melk voer, want hulle kan nie vaste spyse eet nie. Is dit nie die gees van Adoni-Besek wat daar werk nie? Jy kry mense wat net heeltyd afhanklik is van ander mense. Hulle kry net niks self gedoen nie. Nie omdat hulle nie kan nie, maar omdat hulle dink hulle is nie daartoe in staat nie. Hulle kan nie self iewers heen ry nie, self na 'n plek toe gaan nie, self met iemand 'n gesprek tree nie. Hulle kan nie self take verrig nie. Hulle is altyd afhanklik dat iemand anders hulle moet help of dit vir hulle moet doen. Dit is die gees van Adoni-Besek. Nou, dit is in die gees. In die vlees opereer hy in presies dieselfde afdeling, en nou kan ons daardie liggaamsdele weer in dieselfde afdeling plaas, en dit is die afdeling van beweging. En dit sluit in, jou beweging lê in jou arms, bene, gewrigte, spiere, rugstring, jou knieë, heupe, eintlik jou hele skelet. Siektes wat in daardie afdeling voorkom is reumatiek, jeug, spiersiektes soos tenniselmboog, verlamming, osteoporose en daardie tipe siektes wat alles met jou beweging en met jou spiere te doen het. Nou baie keer sal iemand wat fisies siektes het in die fisiese liggaam, dan sal dit ook oorgaan na 'n soortgelyke geestelike toestand toe. Dan die volgende een is nog 'n vreemde naam, dit is die naam Mitsraim. Ons het in een van die lesings het ons redelik baie tyd spandeer aan die gees van Egipte, maar daar is nog 'n spesifieke werking wat ek op daardie stadium nie raak gesien het nie. Deuteronomium 28 vers 27. Die Here sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie gesond kan word nie.
Alhoewel ons ook kan praat nou hier van die gees van Egipte, dan gaan ek nou sy oorspronklike naam gebruik, omdat die gees van Egipte het 'n bepaalde werking. Hy hou jou 'n slaaf van dit wat eintlik onskuldig is, sodat jy nie by jou roeping kan uitkom nie. Hy hou jou gevange in daardie plek. Ons het daarvan gepraat. So dit is dan die gees van Egipte, maar nou noem die Here spesifiek die gees van Egipte. Nou hierdie naam wat vertaal is as Egipte in ons Bybel, dit is letterlik Mitzrayim. Hy word geskryf Mitzrayim in die oorspronklike taal, en dit wil amper voorkom asof oor tyd, iewers, het in die volksmond het die naam Egipte posgevat. Maar die oorspronklike naam is Mitzrayim. So ons kry hom net so, kry ons hom in die Bybel. Dan kan ons kyk toe Abraham en Sarai Mitzrayim toe gegaan het. Dit lees so in Genesis 12, toe was daar 'n spesifieke toestand van Sara wat vir Abraham geplaat. Genesis 12 vers 10. En daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egipte, dit is Mitzrayim, afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek, kyk, ek weet dat jy 'n vrou mooi van aansien is. Daar is nie nou tyd om dit te lees nie, maar ons kan hier die hele geskiedenis lees van hoe hard Abraham probeer het om Sarai te verberg, sodat hulle haar nie sien nie. Nou sy was 'n vrou mooi van aansien, so ons kan sê mooi van gelaatstrekke gewees, maar heel waarskynlik het sy 'n baie mooi vel ook gehad, buiten vir haar gelaatstrekke, en sy sou uitgestaan het tussen die Egiptenare. En Sarai, sy vrou, sy voorkoms, sy fisiese voorkoms, was 'n probleem gewees, en hy het alles probeer om haar te verberg. Nou ons lees ook dat een van die 10 plaae wat later in Mitzrayim plaasgevind het, was bose swere gewees. Dis 'n velsiekte. In Deuteronomium wil dit dan voorkom asof mense wat gewoon het in Mitzrayim 'n pertinente velprobleem gehad het, as die Here dit dan spesifiek noem, swere van Egipte. Nou die afdeling van die liggaam waar hierdie gees werk, is die vel. En siektes wat hier onderval is sere, akne, ekseem, velkanker, psoriasis, al daardie tipe siektes wat met die vel te maak het. 'n Mens dink nie altyd daaraan nie, maar 'n mens se vel het 'n baie groot invloed op jou lewe. Mense met 'n slegte vel is geneig om vrae te vra soos, my vel is aaklig, wat is fout met my? Dit kan verander in my vel is aaklig, niemand sal my lief hê nie, of ek haat myself, of my lewe is hopeloos, of ek haat sommer die wêreld. Nou mens weet, as iemand op trou staan en daar is skielike 'n uitslag in die gesig, of daar is 'n velprobleem vir iemand wat op trou staan, dis traumaties vir daardie bruid. Want sy moet nou sê nou maar, dit is ewe skielik akne wat uitslaan, nou met sy troufoto, sy moet nou voor mense verskyn, dit is verskriklik, net om daaraan te dink. Ons kan dink aan mense of kinders wat op hoërskool is, en dan hier laat in die hoërskool ontwikkel hulle 'n velprobleem, en hulle is so selfbewus van daardie velprobleem, en baie keer volg daar intense gevoelens van skaamte en van skuld en 'n selfbeeld wat stadig aan afgetakel word. Jy het net meer daai selfvertroue nie, net omdat 'n mens se vel so lyk. Nou in die gees opereer hierdie gees van Mitzrayim op 'n spesifieke manier. En dit is anders as die gees van Egipte wat jou in slawerny hou. So, wat doen hierdie gees in die gees in 'n mens se lewe, as hy dan ook in die afdeling van die vel werk? En hierdie is die gees van maskers. Nou, 'n masker word opgesit om voor te gee wat jy nie is nie, of jy sal 'n slegte vel, sal mense probeer toegrimeer, of jy sal jou hare so kam dat dit 'n bietjie van daardie vel verberg, of jy sal 'n klere aantrek wat sê maar lang moue het, sodat jou vel nie geopenbaar word nie. Die gees van Mitzrayim is die gees van maskers. Jy verberg dit wat jy eintlik is, dit hoe jy eintlik lyk, word verberg deur maskers op te sit. En as jy 'n masker opsit, dan word jou werklike toestand word nie gesien nie. Dit is nie meer openbaar nie. Egipte was seker die plek wat die mees bekende maskers gemaak het, en dit is daardie maskers, jy kan oral gaan kyk na die Egiptiese maskers, dit is so 'n lang gesig met 'n baie spesifieke hooftoisel hier op die voorkom, is baie keer nog 'n slang ook, en dit is deel van daardie masker, uit 'n baie spesifieke voorkoms.
En hulle het dit gemaak vir hulle mense wat dan doodgegaan het. Dan het hulle die mammie gemaak, so 'n masker gemaak wat by die gelaatstrekke van die oorspronklike van daardie persoon gepas het en dit dan saam begrawe. En dan, hulle sê hulle dit gedoen sodat die gees dan weer homself kan herken, sodat hy weer kan terugkom na dieselfde liggaam toe en dan weer verenig word iewers. So dit was hulle geloof gewees en toe het hulle daardie maskers het hulle gemaak en dit kry jy spesifiek in Mitzrayim. Mitzrayim is die gees agter maskers. Nou as daar sere op 'n vel ontstaan, dan word dit toegemaak met gremering of kleredrag. Geestelike liggaam word dieselfde. Jy probeer die seer in jou gees probeer jy toemaak met 'n masker. Jy gaan sit 'n masker op en dan dink mense dit gaan verskriklik goed met jou, maar intussen loop jy met die geweldigste seer in jou binneste rond, maar dit word weggesteek agter 'n masker. Dit is die gees van Mitzrayim. Nou om daardie masker in plek te hou, ontneem jou van absolute vryheid. Want nou kan jy nie meer voluit lewe nie, want net nou val jou masker af. Jy kan ook nie te naby aan mense kom nie, want net te ontdek hulle jy het 'n masker op. So jy bly so bietjie eenkant. Dit hou jou weg van 'n intieme verhouding van die Here af, want jy is ook bang vir dat jou masker geontbloot gaan word in die Here se teenwoordigheid. Baie mense bly weg van die kerk af. Hulle is bang dat daardie masker geontbloot gaan word en dit beïnvloed jou lewe. Dit beïnvloed jou geestelike lewe en jou fisiese lewe, die gees van Mitzrayim. Maar is dit dan nie juis by Jesus waar jy maar die masker kan afhaal nie? Is hy dan nie alleen die groot geneesheer nie? Is hy nie alleen die een wat alles kan gesond maak en herstel nie? Nou hierdie is die 6 afdelings van die mense liggaam waarin bose geeste opereer. En ek dink nie ons het nodig om veel meer as dit te weet nie. Al wat ons moet doen is bepaal in watter afdeling die siekte is en dan weet ons met wie ons te doen. Net soos met die Kanaaniete. Kyk wat is die gedrag, ons weet met wie ons te doen. So ek dink nie ons hoef veel meer as dit te weet nie, maar dan bly daar een ding oor wat baie belangrik is, en dit is die ongebore baba. Nou, wanneer 'n baba nog in die baarmoeder is, dan is daardie baba is op die absolute, mees perfekte, veiligste plek in die heelal. Daar's geen plek meer veilig, meer perfek vir 'n baba as in die baarmoeder nie. Dit is die plek waar God besig is om daardie baba kunstig te weef. Psalm 139. Dit is waar hy besig is om jou te maak en te skape en jou voor te berei op jou doel en jou roeping op die aarde. Net jammer, ouers besef dit nie. Net soos wat bose geeste in mense se lewens beset deur trauma en sonde, so dra daardie goed ook oor na die kind. Ons weet ook al dat 'n kind ingebore kan word met vloeke wat van die voorgeslagte afkom. Nou, wanneer die ma, daardie ouers, werklik in sonde lewe oop deure maak, dan is die eerste gees wat ingang kry na die baba is die gees van Leviathan. Die Leviathan is 'n seemonster en hy bly in water. Hy bly in vrugwater. As hy net kans kan kry om in te kan kom in die vrugwater, dan gaan hy die eerste ding wat hy gaan aanval is daardie baba se brein. En dit is babas wat met defekte gebore word en baie word gebore met Down-sindroom en haslip of gesplete verhemelte en dis 'n gestremdheid aan die kop. Kyk waar werk Leviathan, hy werk in die kop. Die volgende toegang wat gegee word is vir Behemoth. Nou Behemoth en Leviathan is nooit ver van mekaar af nie. Hierdie twee hou albei van water en volgens die geskiedenis is hulle ook saam geskape. Ons kan die boek van Henog, as jy dalk die boek van Henog het, dis 'n apokriewe boek, hulle staan net teenoor mekaar, die een is in die weste, die een is in die ooste, en dan, hulle word ook saam in die boek van Job genoem. In Job lees ons direk na mekaar van hierdie twee. So 'n mens kan amper sê waar die een is, gaan amper die ander ene ook wees. Nou die gees van Behemoth kry dan toegang deur Leviathan tot daardie baba. Leviathan kom eerste in, hy kom deur die vrugwater, want hy's 'n seemonster. Dan kom Behemoth. Hy werk in die spysverteringsafdeling en hy sorg dat babas gebore word met koliek of met 'n spysvertering wat nie behoorlik werk nie, of daardie kinders word gebore met 'n allergie vir melk. Dadelik in die spysvertering kom Behemoth in. Die volgende gees wat hulle volg is Puthon. Hy is agter lewe uit en hy veroorsaak longprobleme en 'n onderontwikkelde hartjie
of 'n hartjie wat nie reg werk nie, sy kleppies werk nie heeltemal reg nie. Baie babas se hartjies hou plotseling op met klop, terwyl nog in die baarmoeder is. Ewe skielik is die hartklop weg. Die gees van Jeshimon kry ook toegang, en daardie gees veroorsaak stilgeboortes en vroegtydige geboortes. Jeshimon keer nuwe lewe, die voortplanting. Hy is daarop uit dat daar 'n nuwe lewe geskape kan word, 'n nuwe mens wat God se naam kan verheerlik en daardie mens se roeping kan vervul. Nou ouers moet 'n heilige lewe voor die Here lewe en hulle babas oppas. En hulle moet hulle babas beskerm en nie toelaat dat daardie bose geeste ingang vind deur hulle eie lewe nie, want dit is al hoe hulle kan inkom tot by die baba. Die baba is absoluut beskerm daar waar hy is. En daardie skare wat aangerig word deur die toegang wat die bose geeste by die ongebore baba kry, is natuurlik lewenslange skade. Van party goed word herstel, soos koliek en sulke goedjies gaan verby, maar as daar eers hartskade is, dan is dit eintlik lewenslang. Dit gaan aan. Ons dien 'n God in die hemel wat nie verwyd en vingers wys nie, maar wat medelee het met ons swakhede. Die skrif wat ek in die begin aangehaal het, Handelinge 17 vers 30 sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Nou ek glo vir baie jare het ons dalk verkeerd gebid of was bloot in onkunde gewees, maar ons het 'n liefdevolle genadige hemelse Vader wat met ons medelee het. En tog het hy ons gehelp en hy het ons werklik ook verhoor. Daar is soveel mense wat genees geraak het en daar is soveel getuienis wat ons het, maar ek dink op hierdie stadium is ons besig om kennis in die woord te vermeerder. Dan kan ons ook groei in genade en kennis en dan kan ons mos nou baie meer effektief kan ons optree as ons dan nou hierdie kennis in die woord het. Nou as mense nou alles in ag neem, hoe moet ons nou effektief vir mekaar bid? En daar is 'n paar stappe wat ek dink redelik belangrik is in ons gebed. En alhoewel Jesus baie mense gesond gemaak het met baie min woorde, Jesus het nie baie gepraat nie, maar hy het natuurlik die volle autoriteit gehad. Jesus was God, Jesus is God. En hy het met baie min woorde het hy mense absoluut net gesond gemaak. Hy het 'n paar woorde gespreek, maar ek en u is mens. En ons moet ons totale afhanklikheid moet ons besef en ons moet dit verklaar. Ek dink ons moet dit net aanneem dat ons nou al hierdie autoriteit en die goede, ons spreek 'n paar woorde en dit gaan voldoende wees nie. Nee, ek dink ons as mens moet gedurig onsself verneder en besef, ons is net mens en ons moet ons ook so uitspreek dat ons besef, maar ons staan in totale afhanklikheid van die Here en dan verklaar ons dit ook. Nou baie keer gebeur dit dat ons in onkunde optree of in ons eie gees of baie keer nie eers weet wat ons doen nie. Daarom is my voorstel om 'n eenvoudige maar 'n kragtige gebed aan te leer wanneer ons dan vir mekaar bid. En die hele gebed is gebaseer op die woord van die Here. So ek gaan die gebed vir ons lees en dit kom heeltemal net so uit die woord van die Here uit, kom uit die Bybel uit. So ons bid die woord. Wat is meer kragtig as om die woord van Jesus te bid? En dis hy. Sy woord is hy. Wat het meer autoriteit en meer krag as die Here se woord self? Nou Jakobus 5, daar lees ons hoe ons moet bid. Jakobus 5 vers 14. Daar staan, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Nou hierdie tipe gebed gaan ek noem die ouderlingsgebed. Want hierdie is 'n spesifieke gebed waar Jakobus sê, bring die mense na die ouderlinge toe, laat hulle vir hom bid, nadat hulle hom gesalf het. So kom ons praat van hierdie gebed as die ouderlingsgebed. Want ons kan natuurlik, almal kan vir mekaar bid. Dit is nie beperk net tot ouderlinge nie. Vers 16 sê hy, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Dan sê die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Enige mens wat die Here aanneem, almal wat hom glo en hom bely, en wat volgens sy woord lewe, is regverdige mense. Ons is geregverdig deur die bloed van Jesus. So wanneer 'n regverdige bid, het dit groot krag. Maar goed, kom ons kyk na die ouderlingsgebed dan. En dan begin ons met die eerste stap en dit is om God se naam te verheerlik. En dan kan ons begin met Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Matteus 6 vers 9 tot 10.
Die volgende stap is, ons seël onsself af. Jesus Christus, ek dank U dat ons U mag ken en U kind mag wees. Dis Johannes 1 vers 12. U naam is 'n sterk toring, ons hart loop nou daarin en ons is veilig, Spreuke 18 vers 10. Ons eer die werk wat U gedoen het aan die kruis, deur uit die dode op te staan. Daardeur het U die owerhede en die magte uitgeklee en openbaar tentoongestel en oor hulle getriomfeer. Ons eer die bloed van Jesus, waardeur ons fisies en geestelik gereinig word, 1 Johannes 1 vers 7. En dan volgens Jakobus, salf ons dan die persoon. En nou Here, salf ek hom of haar met die olie in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis volgens Jakobus 5 vers 14 en 15. En dan kan ons vir die persoon bid. En dan het ek in die begin opgenoem, daar's 'n paar oorsake vir sonde. So, dan bid 'n mens vir siekte wat as gevolg van sonde is. Dan kan ons bid, indien hierdie siekte of hierdie toestand as gevolg van sonde is, openbaar dit aan in sy of in haar lewe deur die Heilige Gees. Dis Psalm 38 vers 3, Jakobus 5 vers 16. Dan kan ons verder gaan en dan kan ons bid asof hierdie siekte as gevolg van vloeke is. Maar Here, indien hierdie siekte of hierdie toestand as gevolg van 'n vloek is, neem ek die swaard van die Gees, die woord van God, dit is Hebreërs 4 vers 12, en sny af enige vloek wat oor hom of haar uitgespreek kon wees, of indien dit generasievloeke is, stel dit kragteloos in die naam van Jesus Christus, volgens Deuteronomium 28 vers 15. As dit dan nie een van daardie twee is nie, want baie keer weet ons nie wat die oorsaak van 'n siekte is nie, dan kan ons verder gaan. En dan kan ons bid asof die siekte of die toestand as gevolg van demoniese werking is. Die eerste ding wat ons moet doen is bind die sterk man. Dan kan ons bid, andersins Here, indien hierdie siekte of toestand as gevolg van demoniese werking is, bind ek nou in die autoriteit wat ek ontvang het van Jesus Christus, dis Johannes 14 vers 12 tot 14, die sterk man genaamd Beelzebul wat die demone in plek hou, stel hom kragteloos en magloos, sodat hy sy vesting moet prysgee en stuur hom onder Jesus se voete in, Matteus 12 vers 22 tot 29. As Beelzebul, wat die owerste is, uit die pad uit is, dan dryf 'n mens die demoon uit. En nou, gees van, sê maar Jeshimon, daai gees se naamslief vervang nou met die regte een. Ek bestraf jou in die naam van Jesus Christus, stel jou kragteloos en magloos, beveel jou om sy of haar liggaam te verlaat en stuur jou onder Jesus voete in. Handelinge 16 vers 18. As dit dan daardie bose geeste wat die oorsaak is dan verwyder is, volgende bid dan 'n seën af, want die seën van die Here maak ryk. Ek bid nou 'n seën op of sy of haar liggaam en gees, sodat U die skade ongedaan kan maak wat aangerig is deur die sielevyand en sy of haar organe, sisteme en geestestoestand kan herstel na die kondisie wat U vir hom of vir haar beplan het. Dit is Jeremia 29 vers 11. Seën ook sy of haar gees deur alle vrees, ongeloof en twyfel weg te neem en U waarheid in sy of haar hart te plant. Dit is Galasiërs 3 vers 14 en Johannes 17 vers 17. En dan sluit ons af, ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, en ons dank U. En dis die gebed. Ons het die woord van die Here gebid, en ons het gebid volgens die kennis wat ons bekom het. Dan is daar 'n vraag, moet hierdie siek persoon self teenwoordig wees hier? Nou, as ons na die Bybel kyk, dan kry ons dat daar het baie skare, daar duisende mense na Jesus toe gekom, baie het hom fisies aangeraak en hulle is genees, ons kan dit lees, hy het by baie gekom en hy het almal gesond gemaak, so hulle was fisies by Jesus gewees. Maar, dan lees ons van 3 gevalle waar hulle nie by was nie. En die een is Markus 7 vers 24 tot 30, en daar lees ons van die Sirofenisiese vrou, wat na Jesus gekom het om haar dogtertjie gesond te maak. Daardie dogtertjie was duiwelbesete gewees. Sy was nie daar nie. Hierdie vrou het gekom. Die tweede geval is Matteus 8 vers 5 tot 13, en daar het die hoofman gekom na Jesus namens een van sy soldate, wat siek was. Die derde geval is Johannes 4 vers 46 tot 54, en dis waar 'n koninklike beampte se seun weer siek was. Nou in al 3 gevalle was die persoon self nie in staat om na Jesus te kom nie. 2 was byna al aan die sterwe gewees en 1 was erg van duiwelbesete. En ons sien dat diegene wat na Jesus gegaan het namens daardie siek persone gekom het, omdat hulle genoeg omgegee het en lief was vir daardie persone om hulle nie net so te los nie.
En in elke keer van hierdie gevalle het Jesus verwys na die geloof van hulle wat gekom het. Nou as ons hier na kyk, dan kan ons inderdaad intree vir mense wat nie selfteenwoordig kan wees nie. Nou, uit die skrif is dit ook nie baie duidelik of daardie persone self gesond wou word nie, maar ons kan aflei dat hulle terminaal siek was. Van hulle was al aan die sterwe gewees. So, dalk was hulle reeds in 'n koma, so hulle sou nie 'n besluit kon neem nie, en dan was daar vir hulle ingetree. Nou hierdie moet egter nie 'n persoon se eie geloofstap vervang om self op te staan en te sê, ek wil gesond word nie. Daar is kere waar die Here vir mense gevra het, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dan het hy sy begeerte uitgespreek, Here, dat ek kan sien, of dat ek kan loop, of wat die geval ook al is. Maar daar is gevalle waar iemand byvoorbeeld in 'n hospitaal lê en jy kan nie daar uitkom nie, of mense bly op 'n plek en hulle het nie vervoer nie, of iemand is in die tronk, hy kan nie daar uitkom nie en iemand kan nie by hom kom nie, of iemand woon op 'n afgeleë plek of woon fisies in 'n ander land. En nou is daar iemand wat soveel omgee en soveel liefde het vir daardie persoon, dat daardie persoon dan kom en na Jesus toe kom en kom intree, eintlik in die bres kom staan in hulle eie geloof namens iemand anders. En as ek na die Here se woord kyk, dan het daardie mense wel gesond geraak. So, ja, ons kan vir mense bid wat nie fisies teenwoordig is nie. Nou, wanneer daar vir 'n siek persoon gebid word, dan is dit nodig om ingestel te wees vir die werklike leiding en die stem van die Heilige Gees, want net hy openbaar geheimenisse. En die Here sal dit doen. As ons in geloof na die Here toe kom en ons bid oor 'n geval, ons bid oor 'n siekte, en ons kom in geloof, dan sal hy dit openbaar. Want ons moet nog altyd daarmee reken, ons weet nie wat die oorsaak van die siekte is nie. In een geval het hulle vir die Here gevra, hierdie man wat blind is dit sy skuld of sy ouers se skuld? En die Here het gesê, nie een van hulle nie. Hy is blind, sodat die naam van die Here in sy lewe verheerlik kan word. So, ons is nooit seker, ons as mens kan nie sê, 'n siekte is as gevolg van dit, of is as gevolg van dit nie, en omdat ons nie weet nie, bid ons vir die leiding van die Heilige Gees, sodat die Here dit self kan openbaar. Maar as ons die ouderlingsgebed gebid het, dan het ons volledig gebid, en ons het ons wil ondergeskik gestel aan die wil van die Here, sodat hy dit kan openbaar. Baie keer kan een siekte nie net lokaal tot een afdeling wees nie. Want onthou, ons lees ook in 1 Korintiërs 12 vers 12, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. As een lid ly, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Maar julle is die liggaam van Christus en lede afsonderlik. Baie keer kan 'n mens 'n siekte nie lokaliseer net tot hierdie afdeling of tot daardie afdeling nie. Bid dan vir al daardie afdelings waar hy moontlik kan voorkom. Daar is geen skade om meer duiwelse werke aan te spreek as wat daar werklik is nie. As hy daar is, sal hy verwyder word. As hy nie daar is nie, nou ja, dan is hy nie daar nie. Maar ons kan nie 'n siekte net lokaliseer of pinpoint tot een spesifieke punt nie. In baie gevalle kan ons, en in party gevalle kan ons nie. Ek het weer eens 'n opsomming van al hierdie goed gemaak, en ek sal dit byvoeg by die opsomming van die Kanaaniete. Vir die wat dit reeds gevra het, ek sal net vir die ander opsomming stuur waar ek dan hierdie bygesit het, en ek het ook die ouderlingsgebed het ek ook bygesit, beide in Afrikaans en in Engels. Daar is baie mense wat dit heel waarskynlik sal gebruik.